wat hierdie geleesde gedeelte hoor, dit oordink, maar mag ons dit deel maak ook van ons lewens. Nou nie die afgelope week nie, die vorige week wat ek so 'n bietjie af was en sommer net bietjie by my kinders gaan kuier het ek baie oor hierdie goed gesit en dink. Wat doen ons as gemeente? Hoekom is ons hier? Wat is ons doel in terme van wat die Here van ons verwag? Hoe moet 'n gemeente lyk? Hoe moet 'n gemeente funksioneer tot eer van God? En die Here bring hierdie gedeelte oor my pad in my eie stilte tyd en ek oordink hierdie dinge. En ons sien in hierdie geleesde gedeelte as ware 'n visioen van hoe water onder die drempel van die tempel uitloop en hoe dit al hoe sterker stroom word. Ons lees naderhand tot by die heupe toe. Ons lees dat hy naderhand so sterk was dat 'n mens daar moes deur swem en nie meer kon stap nie. Oral waar hierdie stroom kom, bring dit nuwe lewe. Daar is groei wat plaasvind. Daar is selfs, lees ons hier, van genesing wat plaasvind. En dit tref my soos 'n bom, dat dit die beeld is wat die invloed van 'n kerk of 'n gemeente wat aan sy roeping getrou is in die samelewing moet hê. Daarom wil ek hê ons moet kortliks stil staan by 'n paar kenmerke van 'n gemeente, en dis ook ons tema, 'n gemeente wat getrou is aan sy roeping. Ek dink ons moet begin deur te vra, wat bind ons saam? En ek dink as ek vir die kleinste kind vanoggend kon vra, hoe kan ek iets aan mekaar vassit? Dan is die antwoord oorweldigend, oom Dominee met gom. Nou wil ek vir u vra vanoggend, wat is die gom wat ons as gelowiges by mekaar hou? Die kerk bestaan tog uit mense wat glo dat Jesus Christus vir ons sondes gekruisig is, dat hy weer opgestaan het en dat hy sedertdien lewe en regeer. Hy is ons koning, hy is die hoof van die kerk. Ons geloof kom troos ons, dit bemoedig ons, dit versterk ons, dit maak die lewe vir ons die moeite werd. En dit is hierdie geloof wat ons saambind. Die gom van ons as gemeente is dus hierdie geloof in Jesus Christus. Hierdie geloof dat hy leef en regeer is die gom, die een groot gemeenskaplike faktor wat tussen almal van ons bestaan, ten spyte van ons verskille. Dis 'n waarheid waarsonder ons lewens nie meer kan voorstel nie. Ons mag en wil hierdie waarheid mos dan ook nie net vir onsself hou nie. Dit is die kerk se roeping om hiervan te gaan getuig. Dis vir ons belangrik dat ander mense moet weet waarin glo ek en jy. En dan ontstaan die groot vraag, hoe sal mense begin om te glo dat 'n man wat aan 'n kruis gesterf het, nou lewe en op die troon van die wêreld sit en beheer? Dit klink mos absurd. Dit klink mos net nie moontlik nie. Watter argumente moet ons gebruik om hierdie mense te oortuig? En ek hoor dit daagliks. Watter tekste moet ons vir hulle aanhaal? Watter predikers moet ons nooi om hierdie mense te kom oortuig? Watter skrywers moet ons nader oor boeke wat geskryf moet word oor hierdie ideaal? En dan hoor ek ongelukkig dat mense soms vra, hoe het Jesus Christus gedink moet ons as mens hierdie dinge doen? Ek lees 'n boek van 'n persoon met die naam van Leslie Newbegin. En hy wys in sy boek daarom, en ek vat dit kernagtig saam, hy sê, Jesus Christus het nie 'n boek geskryf nie, hy het 'n gemeenskap gevorm.
Sy metode was dat sy volgelinge se lewe ander moes oortuig om ook sy volgelinge te word. Nou is die vraag vanoggend, my liewe broer en suster, hoe lyk jou en my lewe? Oortuig jou en my lewe ander mense om ook volgelinge van Jesus Christus te word? Of sien ander mense net die geroei en gestoei, die beklei en die stryd en die verskille? Wetenskaplike studies het bewys dat die mees effektiewe metode om ander vir Jesus te wen, is juis om vir hulle te wys hoe lewe 'n Christen. Mense moet in ons lewens kan sien en agterkom dat Jesus Christus gekruisig is, maar dat hy opgestaan het, dat hy leef. Wil die moderne mens weet wat in die Bybel staan? Ek dink nie meer so nie. Ek dink nie meer dis vir mense belangrik om die Bybel te lees nie, dis mos oudmodies. Wil hulle sien wat 'n verskil dit maak in ons lewens van kerkmense? Ja, beslis. Want ons lewe mos in 'n kerk, in 'n tydperk waar sien is glo. Ons kinders word gebreinspoel met my eie regte. Dit wat ek sien, kan ek glo, anderster bestaan dit nie. Die gemeente, u en ek, verskaf die begeleiding van die evangelie van Jesus Christus. En as hierdie begeleiding vals is, my broer en suster, dan is jy die oorsaak en ek is die oorsaak dat mense nie volgelinge van Jesus Christus word nie. Daarom is dit belangrik dat ons dalk by so 'n paar kenmerke vanoggend stil staan. Watter kenmerke vertoon 'n gemeente wat getrou is aan sy roeping? En nou wil ek hê, u moet u self hierdie vraag afvra. Moenie dink wat doen Ewert of wat doen oom Dani of wat doen een van die studente nie. Vra jouself die vraag af, hoe lyk ek in terme van 'n lidmaat van die gemeente van Jesus Christus? Die eerste kenmerk is dat dit 'n dankbare gemeenskap is. Die woord van God leer ons immers dat ons uit genade gered is en nog steeds alles in genade ontvang. Ons besef dus dat baie dinge gegewe is, maar ons besef ook dat baie dinge vergewe is. En dan kan ons mos nie anders as om dankbaar te wees as hierdie dinge in ons lewens plaasvind nie. Dit is 'n dankbaarheid wat uitdrukking vind in ons lof en ons aanbidding teenoor God. Ons buig voor iemand, en ek skryf daardie iemand met 'n hoofletter, ons buig voor iemand aan wie al die lof, al die eer, al die aanbidding toekom. So 'n houding, my broer en suster, is vreemd in die wêreld. Dankbaarheid ontbreek baie maal, want dit is mos ons reg. Elkeen staan op sy of haar regte en niemand buig die knie voor niemand nie. Niemand sal vir my sê, wat moet ek doen en wanneer moet ek dit doen? Ken jy dit? Dit is vir u bekend. As kerk weet ons dat wie voor God op sy eie regte staan, sal bedroef daarvan afkom. Ons lees dit in die Bybelverhale vanaf Genesis tot by Openbaring, dat mense wie die eie ek te groot geword het, deur God verneder is. 'n Gemeente wat die evangelie glo, maar dan ook leef, sal 'n gemeente wees van nederigheid en dankbaarheid. En dit aan God, dat al die eer aan God gegee sal word, dat die evangelie al hoe meer en meer geloofwaardig is vir mense daar buite. Opregte dankbaarheid is altyd 'n aantreklike eienskap. Die tweede wat ons by wil stil staan is, dis 'n gemeenskap van waarheid. Jesus Christus het vir sy volgelinge gebid in Johannes 17 vers 7, hy sê, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. En dan kan ons nie soos wat vandag die algemene tendens is, God se woord gaan verdraai om aan te pas by my persoonlike omstandighede.
Ons moet aanpas by die woord van God. In die kerk word ons voortdurend herinner aan die ware verhaal aangaande die mens se natuur, maar ook sy bestemming. Kan jy my nou weer hoor? Nou is daar niks. Ek kom net aan. Kan jy my nou hoor? In die kerk word ons voortdurend herinner aan die ware verhaal aangaande die mens se natuur en sy bestemming. Ons is na God se beeld geskape. Ons is met ander woorde geskape met die potensiaal om volmaak te wees, want die beeld van God was volmaak. Die sondeval het dit egter kom verbreek. Ons is daarom sy gesandte, sy bestuurders hier op aarde. Omdat die sonde ons laat ontspoor het ons sy Seun en die Heilige Gees nodig om ons weer terug te bring op hierdie spoor. Ons moet weer kom by die waarheid. Hierdie mense beskouing verskil in belangrike opsigte van die wêreldse opinies oor menslike natuur en bestemming. Volgens die wêreldse siening is die mens van nature uit homself goed. Jy moet net jouself wees. Jy moet jou eie wet saamstel. Wat vir jou goed is mos reg. Waarheid is relatief. Wat is vir jou waar? Dan kom die wêreld verder en sê, jy het ook nie 'n ewigheidsbestemming nie. En hoe kan die wêreld hierdie goed verkondig as die woord van God sê, Jesus Christus het vooruitgegaan om vir ons plek te gaan berei? Daar's 'n ewigheid, daar's 'n hoop by gelowiges wat die wêreld nie verstaan nie. Daarom verskil die wêreld en die kerk oor wat belangrik en wat die moeite werd is om na te streef. Die evangelie, my liewe broer en suster, praat anders as oor die waarheid as wat die wêreld doen. Gelowige kerkmense sal daarom waardes soos eerlikheid, egtheid, opregtheid nastreef. Ons sal nie loop en soek na klein menslike verskilletjies waar ons met mekaar in stryd kan wees nie. Ons sien die groter prentjie, ons sien Jesus Christus. Die derde eienskap, en dit kom so baie kort by mense, is onselfsugtige diens. Ons kan nie vir onsself leef nie, ons moet betrokke wees by die nood van ons omgewing. Matteus 28 vers 28 sê, die kerk moet vir die omgewing die plek wees waarvan dan goeie nuus oorvloei in goeie dade. Jesus het gesê, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ek en jy al daar. Is ek en jy al bereid om ons lewe te gee vir ons ma, of vir ons pa, of vir ons man, of ons vrou, of dalk vir ons kinders? Onselfsugtige dienslewering is 'n kragtige ondersteuning vir die evangelie. Jy kry nie sulke goed in die wêreld nie. Daar is baie meer mense wat bedien wil word, as wat daar mense is wat bereid is om te dien. Nog 'n belangrike kenmerk van 'n gemeente wat sy strewe navolg, is 'n versoenende gemeenskap. 2 Korintiërs 5 vers 18. God het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Hoor jy dit mooi, ek wil dit weer herhaal. God het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.
Die kerk, die gemeente is daar, sodat mense hulle self met God kan versoen. En wanneer ons self nie met die medegelowiges versoen kan lewe nie, plaas ons 'n knaldemper op hierdie boodskap, sodat buitestanders begin bekommerd raak en begin bevrees raak en wegbly. In 'n gemeente is daar baie verskille in ouderdom, in gawes, in geestelikheid, of soos wat die moderne woord is, spiritualiteit. Daar's verskille in kennis. Maar voor Jesus Christus word daar geen onderskeid gemaak nie. Hy het gebid dat alle gelowiges een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het, sê in Johannes 17. En die manier waarop ons mekaar ten spyte van al ons verskille aanvaar, ek wil amper verder gaan en sê verdra, met mekaar saamwerk en mekaar ondersteun in die gebruik van ons verskillende gawes, in diens van God, maar ook in diens van ons naaste, kan ons die evangelie van God se nie diskriminerende liefde vir die wêreld meer geloofwaardig maak as juis dit. Daarom kom die oproep vandag dat u en ek versoenend moet lewe. Ons gaan van mekaar verskil. God het ons uniek gemaak, elke individu. Daar is nie nog 'n Herman Kok wat op hierdie aarde rondloop nie. Daarom gaan ek verskil van broer Dani, hier's nou baie Danies, broer Jochie, gaan ek verskil van broer Ewert, van broer Isak. Want God het ons verskillend gemaak. Maar tree ons versoenend op teenoor mekaar, of tree ons verwytend op teenoor mekaar? Die 5de eienskap is die gemeenskap waar mense vir mekaar verantwoordelikheid aanvaar. Onthou, die kerk is die liggaam van Jesus Christus. Die van u wat hier sit, wat al 'n ledemaat verloor het, weet hoe beperkend so 'n ledemaat wat nie meer bestaan nie vir u kan wees. Nou geliefdes, waar is die lidmate van hierdie gemeente wat op die gemeentelys verskyn en hulle plekke is leeg? As my oor juk, dan krap ek hom met my vinger. As ek dors is, dan vat my hand die glas en ek drink die water. Ons het mekaar nodig. Anders kan die liggaam van Jesus Christus nie funksioneer soos wat God dit op hierdie aarde wil hê nie. Ons is onderling verbonde en op mekaar aangewese. Ons het met ander woorde mekaar nodig. Ons vul mekaar aan en bereik so ons volle potensiaal. Die individualisme van die westerse kultuur van ek en my eie regte is die wortel van sy probleme. Want daar is dit elkeen vir homself en die wenner vat alles. Net die fikstes oorleef. Dan hoor ons vir Esau, is ek my broer se oppasser? Dan hoor ons hoe Kain sê, moet ek dan sorg dat hulle daar is? In Handelinge 2 lees ons van die eerste Christelike gemeente, dat hulle toegelê het op die onderlinge verbondenheid en alles met mekaar gedeel het. En dan volg die woorde in die Bybel, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente toegevoeg. Maar Jesus koning is in die gemeente, my liewe broer en suster, raak so 'n liefde, so 'n omgee, 'n tweede natuur. Dit sal 'n kragtige getuienis wees, wat in Potchefstroom uitloop, wanneer u en ek in hierdie verhouding met mekaar begin lewe. Die volgende kenmerk is, dis 'n gemeenskap van hoop. Jy weet, ek het geen kwade gevoelens teenoor my voorgeslagte nie. Maar ek het groot geword, dat jy stap by die kerk se deur en jy kyk af, en jy stap tot by jou sitplek, en jy skuif in en jy gaan sit, en jy sit stil, en jy kyk nie rond nie, totdat die dominee inkom.
en dan kyk jy vir die dominee. Is dit hoe mense lewe wat hoop het op 'n ewige lewe? Is dit hoe mense lewe wat opgewonde is dat Jesus Christus aan 'n kruis gehang het, gesterf het, opgestaan het sodat ek en jy vir ewig kan lewe? Daarom sien jy dat ek baie by die deur staan en die mense groet, en as ek instap, dan sê ek môre oom Frans, môre tannie Letty. Ons is opgewonde. Lyk 'n opgewonde mens so? Of lyk 'n opgewonde mens so en hy wil lewe want hy lewe tot eer van God? Die evangelie bied hoop vir 'n mens in 'n hopelose situasie. Jesus Christus het immers die dood oorwin en sit op die troon, en daarom is hy ons hoop. Hy maak nuwe dinge vir jou en vir my moontlik. Die Heilige Gees gee aan ons 'n nuwe geboorte. Hy verander ons denke. Die Bybel sê, ruk ons harte van klip uit en gee vir ons harte van vlees. Ons het 'n onblusbare hoop wat in ons lewe. Hoekom lyk dit nie so nie? Hoe sal ander daartoe kom om dit te glo, as jy en ek dit nie gaan leef daar waar ons beweeg nie? Die evangelie gee ons rede om te hoop, ten spyte van, om soos Habakuk dit so mooi stel, nogtans sal ek jubel in die Here, ten spyte van al hierdie dinge wat gebeur. Jubel ek en jy nog in die Here? Of staar ek my blind teen my dag tot dag bestaan en my geworstel om aan die lewe te bly, en dan is hier nog aan mekaar iemand wat karring oor klein goedjies, of leef ons tot eer van God? As die wêreld, en daarmee wil ek afsluit, as die wêreld nou al stukkies van die hemel op aarde by ons kan beleef en waarneem, mag hulle dalk besef, die evangelie verkondig nie maar net 'n gedagte nie, hoe sê die Engelsman, a pie in the sky nie. Jy kan nou al hier op aarde 'n voorsmaakie kry van dit wat in die hemel op jou wag. Sien mense dit in jou en my lewe? Beleef mense dit? Onthou, Leslie Newbigin het gesê, Jesus het nie 'n boek geskryf nie. Hy het 'n gemeenskap gevorm. Ons, as gelowiges, is daardie gemeenskap wat deur die wêreld soos 'n boek gelees moet word. Daarom is dit my gebed vanoggend, dat die Here elkeen van ons vorentoe getrou sal maak aan ons roeping. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, as ons stil word vanoggend, wil ons maar net vanoggend kom bid soos daardie ou liedjie sê, Here Jesus, kan ek nie maar vandag net op die skoot kom sit nie? Here, wil U ons nie net kom toevou en ons kom wakker skud uit ons menslike lewe, dat ons sal besef, ons is die oorsaak dat mense nie meer Christene wil word nie. Kom verander ons lewens opnuut. Gebruik ons elke oomblik van elke dag tot U eer en tot U verheerliking. Amen.